So lang terug, hier in 1979 en 1980, toe het ek en my pa so 'n bietjie gitare gebou. En toe ek klaar is met matriek, 1980, toe het ek besluit, ek wil ook 'n gitaar bou, nie net handlanger speel nie. Toe het ek die ou ding gebou, wat ek dink nogal nie sleg gekom het vir 'n ou wat net ons het 'n boormasjien gehad, en ons het dan 'n saagmasjien gehad en 'n beltsander. Verder goed so skawe en sulke goed was als handgereedskap. Nou die ou het nou hy's nou al deur universiteit alles en hy's deur verskillende klimate, so hy's al vol krake. Het baie geleer deur die goed te bou, want veral sonder gereedskap probeer jy maar alternatiewe vind vir goed soos die trasrot, is net die rot wat hier binne inkom. Hierdie een het dit glad nie, hy het 'n groot industriële skaaflem wat hier onder begrawe is met 2 stopblokkies om die nek te probeer reguit hou, en hy het eintlik nogal goed gehou, al is die aksie baie hoog. Maar ek dink nie, dis die nek se skuld, die nek is mooi reguit. Dis maar my bouvernuf gewees. Maar als en als het hy nogal nie sleg gekom het. Alright. Toe gaan baie tyd verby en ek het besluit, as ek die dag aftree, sal ek dalk weer 'n gitaar of 2 bou. En hier in die laaste jaar voor ek afgetree het, toe besluit ek bou sommer 'n gitaartjie om net weer in die gevoel te kom van dinge. En ek was lus vir iets anders. So ek gebruik toe scaffolding plank wat in die dak lê om die body te maak, en 'n nek van, jy sal nie glo nie, sommer Meranti. En jy sal nie glo hoe mooi stabiel is hierdie nek nie, hoe mooi reguit hy is nie. Die resonator wat 'n Mazda 1957 Mazda wieldop is, het ek ingesit met piezo-elektriese pick-up op die metaal en 'n humbucker pick-up voor. Hier kan jy selekteer tussen humbucker, beide pick-up en piezo-elektriese kristal of piezo. Hier kan jy die humbucker split of nie split nie, volume en tone. Maar droog klink jy ook heel goed. Moet hoor klink deur 'n amplifier. Dit is nou sommer 'n bass amp, maar hy staan nie naby, so dit is nou al 2 pick-ups. Dit is die piezo-elektrische kristal. Een bietjie klangie sou ek sê. Dis net die humbucker.
Ja, toe sien ek iets op YouTube wat nogal vir my oulik gelyk het. En ek besluit, ek moet ook so 'n ding bou. Ek dink amper in Duitsland wat die goed gebou het. En wat hy gebou het is hierdie Amerikaanse styl 3-snaar gitare. Die nek is ook bietjie langer en dan het hy net 3 snare. En ek het besluit nee, so dan moet 6 snare kry. En dis toe wat ek besluit het om te bou. Weer met 'n piezo-elektriese pick-up, maar hierdie keer het ek besluit die dop kan dalk 'n bietjie eentonig wees en 'n bietjie van 'n blikkerige klank hê op sy eie. So ek het onder die deksel onder die wieldop het ek 'n klankbord ingebou en die klankbord onder die wieldop is verbind met mekaar amper soos 'n viool binnekant soundpost. Ek het 2 soundposts in hierdie groefie wat afloop na die klankbord toe. So dat ek so 'n bietjie 'n ryker klank het. So uit die aard het ek begin deur te soek na 'n wieldop wat geskik is vir die job. Wat ek toe op Ermelo kon kry vir R150 en natuurlik 'n visie van wat hierdie wieldop moet raak. Ek het begin beplan deur die gitaar te modelleer op Solid Edge, dat die mens kan sien wat pas waar en wat clash met wat. En so het ek begin om die hout te las vir die agterkant en die klankbord. Ek het 'n mold gebou om die goed in te vorm. Ek het die kante begin saag en gebuig in hulle vorm. En in die mold het ek hulle bymekaar gebring, gelas. Ek moes die ring maak wat die wieldop gaan huisves. Op die ring gesny in die vorm met 'n router wat ek gemonteer het op 'n stukkie hout. En so die hele besigheid begin aan mekaar kom en vorm aangeneem. Wieldop het ek in 'n ander kleur gesprei en mooi gepoleer. Al die krappe, van die krappe uitgehaal. En so die ding begin vorm aanneem. Natuurlik moes hierdie rand baie styf pas oor die houtrandjie wat ek gemaak het. Hier is die agterkant besig om gevorm te word. En die agterkant moet bolvormig wees. Die goed is alles met 'n motorfiets binneband aan mekaar gestrap. Ek het 'n ribbe op die agterkant gesit wat mooi moes inpas, soos jy kan sien in daai middelste baar. Klankbord is gelas. Klankbord gevorm met die ribbetjies wat ek gemaak het. En so het ek die houtjies begin saag wat die agterkant en die sykante aan mekaar hou en ook die klankbord. En dit het baie wasgoedpennetjies gekos om die ding aan mekaar te kry. En so het ek eers die klankbord ingelas. En daarna het ek dit nou plan gemaak om die agterkant in te kry. Die agterkant is 'n effense dome. So ek kan nie hierdie 90 grade skuur nie. Dit moet so half teen 'n hoek geskuur word. Dis hoekom ek hier dingetjie in die middel vasgeplak het. Dan gee dit vir my die regte hoek.
Die mold is sommer gemaak uit superwood. Typies vir eenmaal se gebruik. Ek voorsien nie om weer so 'n ding te bou nie. Die groot trick gaan wees om hierdie agterkant met al sy voegies mooi opgelyn te kry wanneer ek dit aan mekaar plak. Die ribbetjies gaan op die sykante om te verhoed dat hulle kraak. En dieselfde proses word maar op elkeen gedoen. Hier is die agterkant nou ingeplak, weer met die tubes aan mekaar gehou. Intussen het die nek begin maak en hier word die nek nou opgelyn met om seker te maak die voeg en alles is belyn. Die agterkant van die kop se ontwerp is gedoen, nek is afgewerk. En hier is ek nou besig om die randjie wat om die gitaar kom op waar die sykant en die agterkant by mekaar kom in vorm te buig. Hierdie koperpyp het my pa nog gemaak hier in die laat 70's. Hy het nou vir die eerste keer weer gewerk na 1980. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Daar het ek die groefie ingesny op die rand agter waar die wit strookie moet ingelas word. En dan strookies is gebuig word nou gesaag op die lengte wat hulle moet wees en dan plak jy hom maar weer in met die tube rekke. Ingeplak en afgewerk. Het ek net die agterkant se afwerking ook ingeplak wat hier mooi uitgekom het. En natuurlijk is die versoeking baie groot om te hoor hoe gaan die klankbord klink. Hier sny ek die kurwe op die fretbord, radius van 14 duim. En hier is my toetsblokkie vir in plaas van kolletjies het ek bierbekertjies ingesit en ek het op 'n oomblik besluit ek sny die groepies vir die frets en die cavities vir die inlegwerk sommer met die laser cutter. Eindproduk frets in die bierbekertjies het mooi uitgekom en toe word die fretbord geplak op die nek, trasrod is in. Daar is my soundpost wat ek gemaak het wat tussen die wieldop en die klankbord die vibrasies oordra. My bruggie. Nou het ek hierdie doppie gemaak waar my stelknoppies gaan inkom en hy pas in daai gat wat ek in die gitaar gesny het. Heel dag se werk. Hierdie ding is 3 keer oorgedoen.
So hy pas daar. Dis waar hy pas, die snare gaan oor hom. Die ene gaan daar in, maar ek wil nie my klampe uithaal nie. Hy is mooi rond gemaak om te pas by die kurwe van die gitaar. Dis my tailpiece wat die snare hou vas. Baie werk gekos om hom blink gepoleerd te kry. Die trasrot wat ek gemaak het, hy is nou klaar al in die nek vroeër in. Na hy oorgetrek is met shrink wrap. En ek het hierdie jig gemaak om die fret slots te saag wat ek op die eind toe nie gebruik het nie. En natuurlijk tussen die spraywerk om alles geverf te kry. Ek het eers geverf en toe het ek die nek en die body gelas. Toe het ek die nek aan die bak vastgeplak. En natuurlijk toe is die res alles aan mekaar gesit om by die eindproduk uit te kom, wat dan nou so gelyk het. Dit is nou droog sonder amplifier. Ek dink die klank het heel alright gekom. Ek was 'n bietjie waaghalsig met die keuse van hout. Dis Afrika hout, dit is nie goed wat tradisioneel gebruik word vir gitaarbou nie. Maar ja, die nek het my bietjie gebyt. Hy is nie so stabiel nie. Ek moes redelik die trasrot wat ek ingebou het, kwaai opstel om hom tot 'n mate reguit te kry en toe het ek die frets gelyk gemaak. So ten minste speel hy daarom nou reg deur en hy is mooi en jy kan 'n redelike bend op hom sit. En hy het nou ook die 2 pick-ups. Ek het vir my selector switch aangesit vir die handbakker. Nog steeds handbakker en 'n klein bietjie piezo. Hierdie is eweveel handbakker en piezo. Hierdie is meestal piezo elektriese kristal met 'n bietjie handbakker en daai is voluit piezo. Ekskuus, is andersom. Hierdie is die piezo. So die metaalklank word deurgedra na die klankbord toe. Die handbakkertjie, dis 'n dit lyk soos 'n single coil, maar dit is handbakker. Ek het die nek vroeër vanmiddag geolie, so my vingers is nou heel olierig. Nou ja, dit is my Mercedes hubcap gitaar. So, nie perfect nie, is maar 'n paar foute wat ek van weet. Maar dis hoe mense aangaan. Eerste keer is nooit perfect nie.